julle en baie welkom terug by vandag se aanlyn diens. Julle hierdie kwartaal praat ons oor 'n baie opwindende tema. Die tema se naam is High Score. Wie van julle hou van videospeletjies? En dan wonder ek, hoekom dink julle hou ons so baie daarvan? Ek dink baie van ons hou van die uitdaging. Ons hou daarvan om nuwe, opwindende goed te sien en te beleef. Ons leef onsself so in die wêreld van die speletjie in. Laat dit voel asof ons deel word van die speletjie se wêreld. Wanneer jy die knoppie druk as player 1 om jou speletjie te begin, dan is dit so opwindend. Want aan die einde van die speletjie as jy wen, dan voel jy so bietjie soos die held, nê? Jy voel belangrik. Gedurende hierdie reeks gaan ons praat oor 'n man met die naam Elia. Elia was 'n profeet van God gewees. Hy het gegaan daar waar God hom gelei het, selfs wanneer dit moeilik was. Want hy het gekies om deel te wees van hierdie plan wat God gehad het. Net soos wat ons soms kies om deel te wees van hierdie speletjies wat ons speel. En raai wat? Elkeen van julle is net so belangrik vir God. Ons vorm ook deel van die plan van God wat hy het vir ons lewe. Daar gaan tye wees wat God jou ook dalk vra om goed te doen wat 'n bietjie moeilik is. Maar as ons net soos Elia kies om te doen wat God vir ons vra en van ons vra, sal dit vir jou ook goed uitwerk. Vandag se storie kom uit 1 Konings 17 vanaf vers 1 tot 6 uit. God het vir Elia gestuur om met koning Agab te gaan praat. Koning Agab was nie 'n baie goeie koning nie. Hy het afgode aanbid en hy het nie altyd geluister na dit wat God gesê het hy moet doen nie. Elia moes vir hom gaan vertel het dat daar 'n droogte oor die land sal kom. Dat dit vir 'n baie lang tyd nie sou reën nie. Dit beteken dat daar hongersnood oor die land sou kom. Dat daar nie genoeg kos en water sou wees vir die mense om vanaf te leef nie. Dit was nie 'n baie maklike boodskap gewees vir Elia om oor te dra aan hierdie koning nie. Soms dink mense dat wanneer hulle kies om God te volg, dat dit altyd net maklik sal wees. Maar dit is nie waar nie. Soms vat God ons na moeilike plekke toe. En hy vra van ons om goed te doen wat soms ook 'n bietjie moeilik is vir ons om te doen en wat ons dalk nie altyd verstaan nie. Maar wanneer hy dit doen hy dit sodat ons 'n verskil kan maak vir sy koninkryk. Die konings in die Ou Testament het nie altyd daarvan gehou as die profete na hulle toe kom nie. Veral nie met slegte nuus nie. Dit het hulle soms baie kwaad gemaak. So nadat Elia die boodskap oorgedra het aan die koning, het God vir hom gesê om te gaan wegkruip. God het in daardie tyd vir kraaie gestuur om vir Elia kos te bring. Daar was ook 'n stroompie water naby gewees waar hy kon water drink. So al het God vir Elia gestuur om iets te doen wat baie moeilik was en wat hom dalk selfs in die moeilikheid sou kry by mense, het God presies geweet wat hy beplan en het God vir Elia gesorg in daardie moeilike tyd. Elia het 'n regte player 1 tipe avontuur saam met God gehad. Omdat hy op God vertrou het, het God vir hom gesorg en vir hom presies gewys waar om te gaan wegkruip. God het hom uitgenooi om deel te neem en hy het gekies om ja te sê. Wanneer ons Jesus kies ons ook om daai begin of daai startknoppie te druk in ons avontuur saam met hom. Die lekker ding van hierdie avontuur is dat ons nooit alleen speel nie. Dat God altyd met ons is en dat hy ons altyd lei en ons altyd beskerm. As jy meer wil weet van hierdie avontuur, dan moet jy nie volgende week misloop nie. Ons gaan saam met Elia leer hoe om te wen. Kom ons sluit net die oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, help my om gewillig te wees om te gaan waar U my roep. Dankie dat ek kan weet U sal my nooit verlaat nie. In Jesus se naam, amen.